Wat is jou regte wanneer jy afgetrek word? Ons by Afriforum Jeug se TikTok het al die inligting hier net vir jou. Die volgende vraag is die vraag wat die meeste gevra word. Wie mag my aftrek? Vir watter redes mag ek afgetrek word? Mag die beamptes my alkoholvlakke toets? Mag my voertuig deursoek word? En hoe moet ek en die beampte wat my aftrek optree? Kom ons begin by die begin. Wie mag my aftrek? Lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens of SAPD, lede van die Metropolisie, verkeersbeamptes en enige ander gemagtigde wetstoepassingsbeampte. Dit kan enigiemand anders wees wat die minister van polisie aanstel wat volgens wet gemagtig is om dit te kan doen. Dit kan ook lede van die weermag wees indien hulle die voorgeskrewe toestemming ontvang het vanaf die betrokke minister. Vir watter redes mag ek afgetrek word? Die eerste belangrike punt is dat die gemelde beamptes nie noodwendig 'n rede nodig het om jou af te trek nie. 'n Verkeersbeampte kan jou byvoorbeeld aftrek net om seker te maak van jou bevoegdheid as bestuurder, of jou voertuig padwaardig is en of jou dokumentasie in orde is. Lede van die SAPD of Metropolisie kan jou aftrek as daar 'n formele padblokkade of roadblock in werking gestel is. Dit gebeur selde dat enige SAPD-lid jou sal aftrek tensy hulle 'n sterk vermoede het dat jy 'n misdaad gepleeg het of 'n lasbrief het vir jou arrestasie. Dus is dit belangrik om op jou hoede te wees, veral as jy weet dat jy niks verkeerd gedoen het nie. Meer oor hoe om so 'n situasie te hanteer later. Mag die beamptes my alkoholvlakke toets? Die beamptes mag jou alkoholvlakke toets en jy mag hulle nie weier nie. Alkoholvlakke word getoets deur die gebruik van 'n blaasmasjien, meer bekend as 'n breathalyzer. Indien jy positief toets, sal die beamptes jou na 'n geneesheer of hospitaal neem vir verdere bloedtoetse. Dit is belangrik om kennis te dra dat indien jy positief getoets het, die beamptes jou gaan arresteer voor jy geneem sal word na 'n geneesheer of dokter waar jou bloed getrek sal word vir verdere toetse. Jy kan dan vra om iemand anders te skakel om jou voertuig te kom haal of alternatief sal die polisie jou kar vir jou bestuur na die betrokke stasie. Baie belangrik. Hou die tyd dop van hoe laat jy die betrokke dag in die blaasmasjien geblaas het en wanneer jou bloed getrek was. Dit kan jou prokureur baie help. Hoe werk die blaasmasjien presies? Die betrokke verkeersbeamptes moet 'n nuwe blaasmasjien voor jou oopmaak en uit sy geseelde pakkie haal. Indien dit nie gedoen word nie, hanteer dit as volg. Jy kan daarop aandring dat die beamptes die blaasmasjien voor jou oopmaak en indien hulle weier, kan jy vra om met die betrokke bevelvoerder te praat. Andersins, verseker dat jy op jou selfoon 'n klankopname of videoopname maak, so onopsigtelik as moontlik waar die beamptes weier, sodat jy verweer kan aanteken. Indien jy vermoed dat daar met die blaasmasjien gepeter is, kan jy 'n kalibrasiesertifikaat by die beamptes aanvra om te verseker dat die blaasmasjien onlangs gekalibreer is om die mees akkurate resultate te toon. Dit is belangrik om te onthou. Dit is onwettig om te drink en dan onder die invloed van alkohol te bestuur. Daarom moet daar nie weerstandig opgetree word teenoor die beamptes wat hulle werk in die verband verrig nie. Mag my voertuig deursoek word? Die beamptes mag jou slegs deursoek en of op 'n item beslag lê slegs indien daar 'n redelike vermoede bestaan dat jy 'n misdryf gepleeg het en hulle redelik verwys dink dat 'n lasbrief uitgereik sal word indien hulle aansoek sou doen of indien die beamptes in besit is van 'n lasbrief. Jy kan wel ook toestemming gee vir 'n deursoeking indien jy wil. As jy kragtens 'n lasbrief gearresteer word, moet die oorspronklike lasbrief aan jou getoon word. Jy het ook die reg om later 'n afskrif van daardie lasbrief te ontvang. Indien daar beslag op jou eiendom gelê word, het jy die reg op 'n beslagleggingsbewys. Onthou dat die beamptes die nodige geweld mag gebruik om jou te deursoek as jy jou teen 'n wettige deursoeking verset. Indien jy 'n vuurwapen besit, mag polisiebeamptes vra of jy 'n vuurwapen besit en mag aanvra om jou vuurwapen en vuurwapenlisensie te inspekteer. Indien jou vuurwapenlisensie nie by jou is wanneer polisiebeamptes jou wapen wil inspekteer nie, sal die vuurwapen van jou afgeneem word en eers weer aan jou teruggegee word indien jy die lisensie kan toon. Indien jy nie oor 'n lisensie beskik nie, sal dit jou verdere moeilikheid op die hals haal. Hoe moet 'n beampte optree? Beamptes moet ten alle tye 'n uniform dra, hulle moet hul naam, van en rang aan jou gee, saam met hulle aanstellingssertifikaat. Indien hulle dit nie doen nie, kan jy vra om met die bevelvoerder te praat. Soos reeds genoem, moet 'n blaasmasjien se mondstuk seël voor jou gebreek word voordat jy daarin blaas. Indien beamptes jou voertuig wil deursoek sonder redelike vermoede dat jy 'n misdaad gepleeg het, moet hulle aan jou die lasbrief verskaf. Seker wees hulle kan 'n lasbrief kry sou hulle daarvoor aansoek doen, jou toestemming verkry of dit moet 'n gereguleerde padblokkade wees. Beamptes moet nie
jou fisies of verbaal mishandel of jou eiendom beskadig nie, jou dreig bloot om jou in hegtenis te neem nie, onder geen omstandighede jou vra vir omkoopgeld nie, jou dwing om verkeersboetes langs die pad te betaal nie, selfs al is 'n fasiliteit soos 'n betaalpunt daar vir jou om dit te doen. Jou bestuurslisensie van jou weerhou om jou op die wyse te dwing om uitstaande verkeersboetes te betaal waarvoor daar geen lasbrief vir inhegtenisname bestaan nie, of jou voertuig konfiskeer sonder wettige gronde nie. Hoe moet mense reageer of optree indien die bogenoemde gebeur? Byvoorbeeld, indien mense video kon neem van die situasie, moet mens vir hulle sê of net polisiestasie toe ry. Dit is belangrik om te weet dat die polisie daar is om hul werk te doen en hulle het sekere prosedures wat hulle moet volg. Die beste is om altyd jou samewerking te gee en net seker te maak jy bly binne die raamwerk van die wet, sodat wanneer 'n polisiebeampte verkeerlik optree, jou kans skoon is. Ongelukkig gebeur dit ook van tyd tot tyd dat korrupte beamptes hulle magte misbruik en of tot boelietaktiek oorgaan. Alhoewel dit in daardie omstandighede steeds belangrik is om jou samewerking te gee, kan jy op 'n diplomatisiese wyse vra en aandui dat jy saamwerk onder protes. Dit sal goed wees om so onopsigtelik moontlik die noodknoppie op jou slimfoon en of horlosie te aktiveer om jou geliefdes te verwittig dat jy in die moeilikheid is. Die noodfunksie dui meestal jou posisie aan. Voorts moet jy 'n kontak met spoedsleutel, speed dial bel, nie om direk met die kontak te praat nie, maar sodat die kontak die gesprek kan volg. Meld waar jy is gedurende die gesprek met die beampte sodat jou kontak dit kan hoor. Dit staan jou ook vry om, daar waar jy nie in onmiddellike moeilikheid is nie, 'n stemopname en of videoopname van die situasie op te neem. Probeer dit egter weer eens so onopsigtelik as moontlik doen, sodat jy bewyse het vir enige regstappe wat tot jou beskikking is. Hoe moet jy nie optree nie? Moenie omkoopgeld betaal nie. Dit is onwettig. Moenie op die beampte skree of jou humeur verloor nie. Vermy enige arrogansie en konfrontasie en moenie 'n argument uitlok nie. Moenie vir die beamptes voorskryf hoe om hulle werk te doen nie. Moenie die beamptes fisies belemmer om hul pligte uit te voer deur byvoorbeeld 'n kamera op 'n aggressiewe wyse in hulle gesigte te druk nie. Moet inhegtenisname egter nooit teenstaan nie. Die beamptes mag geweld gebruik om jou op 'n wettige wyse te arresteer. As jy jou teesit, kan dit die beamptes oorhaal om aggressief teenoor jou en jou passasiers op te tree. Indien die inhegtenisname onregmatig is, kan jy later 'n eis teen die owerhede indien. Hoe moet jy optree? Bly kalm. Vra spesifieke vrae indien daar op jou regte inbreuk gemaak word. Byvoorbeeld, waarom deursoek jy my? Wat het ek verkeerd gedoen? Neem soveel moontlik foto's en video's, maar so onopsigtelik moontlik. Dit beteken nie jy moet dit skelm probeer doen nie, maar moet ook nie die foon in die beampte se gesig druk en onnodig moeilik wees nie. Wees altyd bedagsaam met die beampte. Probeer om die gesprek tussen jou en die beampte so ver moontlik op te neem. Jy het die reg om enige gesprek op te neem waaraan jy deelneem. Geen beampte mag op jou selfoon of kamera beslag lê bloot omdat jy die gesprek opneem nie. As daar meer mense betrokke is, moet soveel moontlik van hulle probeer om die gesprek op te neem of te vervilm. Kry soveel moontlik inligting en skryf dit neer as jy dit nie op jou foon kan bewaar nie. As die beamptes beweer dat daar uitstaande boetes is, mag jy skriftelike gedrukte bewyse van die besonderhede van die boetes versoek. As jy bekommerd raak oor die situasie, bel onmiddellik iemand wat jy kan vertrou en aan wie jy kan verduidelik wat aangaan, al is dit lopende kommentaar. Bou 'n tydlyn van die gebeure op sodat die inligting gestoor kan word indien dit nodig is om dit later te gebruik. Stoor jou ligging deur 'n plekspeltjie of location te stoor op die plek waar die insident plaasgevind het. Baie belangrik. As jy alleen in die aand afgetrek word en jy voel onveilig om af te trek, ry stadig en skakel jou motor se waarskuwingsligte of hazards en dakligte aan. Wys vir die beamptes om agter jou na die naaste fulstasie, polisiekantoor of veilige omgewing te ry, maar moenie dit laat lyk of jy probeer wegkom nie. Indien jy onveilig voel en weet jy het nie die wet oortree nie, kan hierdie gedoen word. Maar jy gaan in staat moet wees om te verduidelik waarom jy onveilig gevoel het. Moenie vinnig ry nie en bly kalm. Volg alle verkeersreëls. Parkeer jou motor op 'n openbare plek waar daar ander mense is of kamerastelsels jou kan opneem. Ten slotte, vermy dit om onder die invloed te bestuur ten alle koste. Dit is nie die gevolge werd nie. Moet nie die spoedlimiet oorskry nie, gee jou samewerking te alle tye, moet nie omkoopgeld of bribes aanbied of aanvaar nie. Dit is 'n oortreding van die wet. Wees altyd waaksaam en ken jou regte. Solank jy binne die perke van die wet is, kan niks met jou gebeur nie.
Bly veilig, hou jou geliefdes veilig en onthou om altyd 'n verskil in jou gemeenskap te maak. Stuur hierdie boodskap aan al jou geliefdes.